Hy wat vanoggend hierdie son vir ons laat sien het. Hy wat sy liefde in die grote genade aan ek en u bewys het. Ek is vandag so bly vir die Here. Want hy is 'n goeie God. Hy is 'n God van vrede. Hy is 'n God van genesing. Hy is 'n God wat die storms laat staan. Hy is 'n God wat die hart wat seer is, vrede, die permanente vrede gee. Ek is vandag bly. Wees gegroet in die huis van die Here. Wees gegroet, my suster, in die huis van die Here. Jy is welkom in die huis van die Here. Is nie uit u eie wat u kom ingestap het nie, maar die gees van die Here het u kom gelê. En ek sê dit is so 'n salwing wat oor my val. Ek sê dit weer. U het nie fout gemaak nie. Die Here het gesien en vir u gelei tot hiertoe. En net die feit dat u die voet kom getrap het, sal u die wonder sien wat die Here in u lewe sal doen. U sal sien die permanente genesing wat sal kom. Ek weet nie of u weet nie. Ek is ook familie van u. Die ouers sal weet. Hulle ken, ek is van my ouma se kant af, maar ons is familie. Miskien ken u my nie. Ek was by jou ma se begrafnis, ek was daar, maar tyd sien jy mos nie mense nie, hulle is baie, maar ek is jou familie. Ek dank die hemelse meester, dat hy altyd so goed is, dat hy altyd vir ons bystaan en alles. Maak nie saak waar deur jy gaan, as jy hom net aanroep, dan is hy altyd daar om te help. So ek het nie baie om te sê nie, ek het net 'n klein aanmoedigingsboodskap wat ek vandag gee uit Matteus hoofstuk 8, Matteus hoofstuk 8, vers 23. Jesus maak die storm stil. Jesus het toe in die skei geklim en sy disippels het hom gevolg. Skielik het daar 'n hewige storm oor die see opgekom, sodat reuse golwe oor die boot gebreek het. Maar Jesus het gelê en slaap. Hulle gaan maak hom toe wakker en sê, Here, red ons. Dis klaar met ons. Maar Jesus sê vir hulle, waarom is julle so verskrik? Is julle geloof dan regtig so klein? Daarna het hy opgestaan, die winde in die see streng aangespreek en daar het 'n groot kalmte gekom. Die disippels was oorweldig. Hy is ongelooflik, het hulle gesê. Hoe is dit moontlik dat self die winde en die see na hom luister? Net so ver die woord van die Here. Jesus maak die storm stil. Ons gaan deur verskillende storms in hierdie lewe. Elke een het 'n storm in hierdie lewe. Jy het 'n storm van probleme, jy het 'n storm van siektes, jy het 'n storm van familie waarmee julle ook nie mekaar verstaan nie. Daar is geestelike en fisiese storms in ons lewens. Wat kom sê die Here vandag vir ons? Hy wil toe die disippels, toe hierdie heavy storm, skielik het daar 'n heavy storm oor die see opgekom, sodat die reuse golwe oor die boot gekom het. Maar Jesus het gelê en slaap. Is nie dat hy nie weet nie. Hy het gewag dat hulle moet praat. Hy wou gehad het hulle moet hom wakker maak, sodat hy kan intree in hierdie storm. So die Here wil in hierdie storms en die omstandighede waardeur ons gaan, wil hy hê ons moet hom wakker maak, sodat hy jou uit hierdie storm moet uithaal. Amen. Hy wil hê jy moet praat, sodat hy hierdie seer wat op jou hart is, moet kom genees. Amen. Hy wil hê jy moet hom roep, want hy het gelê, en hulle was bang, hulle was angsbevange, hulle het nie geweet watter kant toe nie, want wie wil op 'n boot wees en die storms is heavy? Jy wil nie doodgaan nie. Hulle het begin paniekerig geraak, en hulle het die Here kon gaan wakker gemaak. En die oomblik wat hulle vir hom wakker gemaak het, het die Here die storms laat staan. Amen. Wat gebeur in hierdie wêreld, waar hierdie storm so in ons lewens is? Ons is baie klein gelowig. Die Here wil hê ons moet sterk wees in geloof en in hom glo en in hom vertrou, dat hy vir jou sal genees en hierdie storm sal laat bedaar. Amen. Want hulle sê, dit is so onmoontlik, dat self die winde in die see hom luister. As ewen hierdie see kon geluister het om te bedaar,
Hoe sal die Here nie ons probleme luister nie? Hoe sal die Here ons pyne nie luister nie? Amen. Is nie dat hy nie weet van jou storms nie. Is nie dat hy nie weet van jou seer nie. Is nie dat hy nie weet wat in jou lewe aangaan nie. Hy weet alreeds, want hy is dan die makker van ons. Hoe kan die makker wat vir ons gemaak het nie weet van jou pyn nie? Want hy sê, maak hom net wakker, kom net nader, maak hom net wakker, en daar sal hy jou permanent genees. Amen. Daar sal hy jou permanent hierdie storms uit jou lewe uitvat. Baie van die kere vertrou ons op 'n mens, en ons hardloop na die mense, soos apostel gesê het. Hardloop ons om 'n oplossing te gaan kry by 'n mens, maar mens gee nie 'n permanente oplossing nie. Mens gee nie 'n permanente genesing nie. Wanneer daar dood lê, sal die families kom dinge praat en hulle sal na aan jou wees, maar as die mense sterwe, dan is hulle ver van jou af. Die mense wat jy dink, hulle moet na aan jou wees, sodat jy nie kan, dat jy hierdie vrede moet kry, dat jy, maar die mense gaan weg. Wie is die enigste ene wat oorbly? Is Jesus. Amen. So ons moet ons vertroue op die Here plaas. Ons moet ons hele met hart en siel op die Here plaas. Wanneer ons in hierdie storms ingaan, moet ons glo daar is iemand wat die storms laat staan. Amen. Daar is iemand wat die storms laat lê. Nie 'n mens sal die storms laat lê nie. Baie mense sal die dinge sê, maar hulle sal nog die storms erger maak. En dinge sal net erger raak in jou lewe. Maar die Here kom sê, vertrou hom in hierdie storms waarin jy is. Vertrou hom in hierdie seer waarin jy is. Daar sal hy jou permanent genees. Want hy is 'n geneesheer. Hy sal jou permanent genees. En niemand sal die vrede uit jou weerhaal nie. Amen. Want hy gee die vrede van bo, nie hierdie tipe vrede van die wêreld nie. As hy vir jou vrede gegee het, gee hy jou 'n permanente vrede. Daar gebeur niks wat die Here nie ken nie. Hy ken die storms, hy ken die seer waarin ons is, maar hy wil net hê, ons moet nader aan hom kom, en ons moet hom wakker maak. Ons moet op ons knieë gaan sit, en ons moet ons probleme vir die Here sê. Ons moet ons seer vir die Here sê. Is nie dat hy nie weet dat jy in die pyne is nie, maar hy wil hê jy moet sak en vir hom sê, dan sal hy jou permanent genees. Net by God is daar genesing. Net by God is daar storms wat stil laat lê. Wanneer jy die Here het, is daar nie 'n storm wat altyd sal woel nie. Daar sal dit kom en dit sal verbygaan. Hierdie manne het klein gelowig, hulle was klein gelowig en hulle het bang geraak en hulle het hom wakker gemaak. Maar wanneer jy sterk geloof in Christus het, sal niks maar niks vir jou omwaai nie. Niks maar niks sal in jou lewe inkom nie, wanneer jy die Here het. So, maar Jesus sê vir hulle, waarom is julle so verskrik? Is julle geloof dan so regtig klein? Daarna het hy opgestaan, die winde in die seestring aangespreek, en daar het groot kalmte gekom. Kyk hoe is die Here. Amen. Hy is 'n liefdevolle God. Maak nie saak of jy bekeerling is of nie bekeerling is, want hy is lief vir almal, het ek laas naweek gesê. Hy maak nie saak, hy laat skyn hierdie son op ons almal, omdat hy die genade en die liefde aan ons almal wil bewys. Hy is 'n liefdevolle God. Maar daarom moenie, wanneer jy in die storms en probleme is, moenie terugsit nie, moenie wonder en moenie vra jouself vra nie, want jy sal nie self die vraag kan antwoord nie, maar net by die Here, hy sal die oplossing in jou lewe bring. So kom ons gee ons storms, ons probleme vir die Here vandag, dat die Here ons permanente genesing kan gee. Is net hy wat genees, is net hy wat kalmte gee, is net hy wat alles gee. So as ons nie vir hom vertrou en op hom fokus nie, daar sal jy verlore kan gaan. So, gee die Here die pyn, laat hy vir jou genees. Laat hom toe, maak hom wakker vandag. Maak hom wakker in hierdie omstandighede. Maak hom wakker in hierdie seer, dat hy wakker raak en vir jou sal permanente genesing gee. So, jy het nie fout gemaak om by die huis van die Here te kom nie, want die gees van die Here is op u. En as u dit luister vandag tot die laaste boodskap, sal u iets gaan ondervind wat die Here in u lewe sal doen. Die Here sal u permanente vrede gee, wat u nie weet van waar af het hierdie vrede gekom nie, maar die vrede sal permanent daar wees. So, ek voel met hulle wat môre begrawe. Ek voel met hulle wat in die seer is. Ek voel, maak nie saak of dit ook nie my familie is nie, ek voel met hulle, want dis net die Here. Dis net die Here wat vrede gee. En elke ding wat in die lewe gebeur, God ken waardeur ons gaan. Is nie dat hy nie ken nie. Hy
ken waar deur ons gaan. Hy ken ons seer, maar as ons vir hom gee, sal hy vir ons genees. So maak die ore oop, luister na die woord van die Here, want die Here wil vandag vir iemand 'n boodskap gee. Dankie net so ver die Here.